Saafvul asseblief stil af. Ons volgende produksie, na die produksie is daar 'n pauze, 'n kort pauzetjie, en dan ons aan met ons program. Goed, hoorskool Jim Forshey bied aan, nee, ek het hoorskool Pick-up Park bied aan Sprokies met Roodels. Dis geskryf deur Christie Ann Lombard en sy is ook die regisseur. Geef hulle 'n handeklap. Dankie. Jy los my alleen. Die plek vol geleide. En hoe minder ek probeer luister, hoe harder klink die klank van die onbekende voetstap op die donker trap. Bang vaak, verdwaal ek laat in die gange, op soek na slaap, wat om elke nag ook verdwyn. Ek skrik vir die naaldkoker straatlig, deur skaars bewegende blare. Jou jas aan die kapstok, 'n man sonder bene. Ek is bang vir die stofsuierslang op die vloer van ons huis. En tot jy terugkom, sleep op my vlees, soos 'n kus agterna. Het Salim gesê. Dink ek. Daar staan nie vir alles wat jy uittoets vir jou ouers te vertel nie. Nie dat my ma enigstens belangstel.
Lekker golf! Sorry vriend, ek het dit nie so bedoel. Ek hoor dit net as almal so aan my stamp en die musiek is so hard ek moet op jou skree. Jy hoef nie te verduidelik. Ek weet wat almal van my dink. Ek het net gehoop dat my beste vriendin my beter as dit ken. Hi baby girl. Die vibe was dik hier hoor. If you know, you know. Ja, jy kan maar. So wat maak jy nog hier? Het jou ma jou nie geleer om nie alleen saam met vreemdelinge uit te hang nie? Ek's oud genoeg om my eie besluite te maak, okay? Sorry. Yes, maar jy's hooped up. So wat maak jy nog hier? Ek het nog heel aand gewag vir so 'n bietjie alleentyd saam met jou. Dit het gelyk asof jy gehou het van wat jy sien. Daar was nog heel aand 'n vibe tussen ons. Daar was baie om na te kyk. Kom sit eerder 'n bietjie nader aan my. Ek's in desperate need vir 'n trek. Poel jy? Nee, ek wil nie graag poel nie. Rook jy? Jy weet, Joef? Nee! Ek het nog nooit probeer nie. My ma sê dis 'n kankerstof. Jou ma.
Gaan my ma se moerman gee my trek. Nou ja, toe. Toe nou nie so groot soos jouself wil voorgee, nee. Wel, dalk is die meer jou baai. Wat's dit? Is dit drugs? Nee, dankie. Nee, dankie, ek stel nie belang nie. Wel, jy het gesê jy wil my beter leer ken. Wel, hier's ek. Jy wil tog jou tyd saam met my geniet. Wil jy nie? Nee, ek dink reg dit is tyd vir my. Stop! Ons begin dan nou eers lekker te gesels. Kom! Dit lyk asof jy nie wil gesels nie. Ek sal stil bly. Dis in elk geval nie waarvoor ek my mond wil gebruik. Meisies soos jy, bly nie na so 'n paar toe, net vir 'n bietjie gesels. Dis net sad dat meisies met pastor kos as 'n man te voel. Bitch! Niemand praat so met my nie. Kom nou net. Hallo ma. Kan ouma my asseblief by die klub Misfits kom kry? Ek kan nie nou verduidelik nie, maar dit is dringend. Dankie ouma. Wat die hel maak jy? Kyk hoe lyk jy? Vertel my wat gebeur het. Ek wou nie ooms, maar hy het my seer gemaak. Ai my kind, ek weet dis moeilik, maar jy moet my vertel wat gebeur het. Vanaand moes die begin van 'n nuwe lewe, 'n nuwe ek gewees het. Maar nou is alles net in die gutter. Karma gaan seker nooit weer met my praat nie. En ek wou net voel iemand wil my hê en hou van my, maar hy wou heeltemal iets anders gehad het. En toe ek nee sê toe, gooi hy my rond en hy het my seer gemaak. Ai my liewe kind. Daar kom soveel situasies en mense in ons lewens wat ons laat val en seer kry. Maar daar's altyd iets positiefs om te leer. Ek wil nie nou leer nie, ouens, ek het seer. Ek weet my kind, maar dis juist hoekom ek dit met jou moet deel. Daar's soveel wolwe in die lewe wat ons geluk probeer steel. Maar ek beloof jou eendag gaan jy iemand kry wat jou hanteer soos die prinses wie jy is. Prinses? Nee, ek nie, ouens. Deesdae voel ek eerder soos 'n ou vloerlap wat besig is om te skeer en uit te rafel. Ek weet dit voel vir jou asof die wêreld geëindig het, maar hierdie is net nog 'n berg wat jy moet klim om sterker aan die ander kant uit te kom. Jy het al soveel seer in jou lewe deurgemaak en ek is trots op die sterk meisie wie jy is. Onthou net niemand hoef ooit sterk genoeg te wees om alles alleen deur te gaan. Paul kon net sowel vir ma saamgevat het daai dag. Haar snik is al wat agtergebly het. 'n leë, chankende, patetiese gesuipte dop. Dankie ons. Ons lewens bestaan uit soveel goeie en slegte dae, soos vandag. Maar daar is een dag wat ek nie met sekerheid onder enige kategorie kan plaas nie. Gedeeltelik was dit 'n goeie dag en gedeeltelik was dit 'n slegte dag. Sien, dit is al herinnering wat Rooi van haar pa het. Onthou jy het aan die einde van elke week na werk vir jou pakkie jelly tots en 'n beertjie wat hy by die masjien buite Spar gewen het vir jou huis toe gebring? Ek onthou, maar. Hy het dit vir jou gegee
in ruil vir jou nuutste kry kunswerk wat jy heeldag aan gewerk het by die kleuterskool. Hy het jou in sy arms opgetel en vir jou vertel dat jy enige wêreldberoemde kunstenaar gaan word. Ek dink nog steeds jy kan. Maar daardie dag het die lewe heeltemal verander. Haar pa het soos gewoonlik laatmiddag by die huis aangekom. Maar hy het die grootste beer wat haar klein 7-jarige oogies nog ooit in haar gesien het, in haar hande geprop. Hy het 'n klapsoen op haar voorkop geplaas en vir haar vertel hoe lief hy vir haar is. Dit was 'n goeie dag. Ek is jammer, het hy gesê. Jammer vir wat? Het sy gewonder. Ja, dit was 'n goeie dag. Maar dit was my seun se laaste dag. Daardie dag het die lewe heeltemal vir ons almal verander. Miskien word elke goeie dag nie beskryf met glimlagte en geluk nie, maar met seerkry en herinnering. Kom ons gaan huis toe. Liewe Vader Kersfees, my hart se grootste wens is dat my ma en my pa weer terug sal kom na my. Ek is tog so alleen hier in die orphanage en die koshuismoeder is naar met my en laat ons in die tuin spit. Kom maal ons Kersfees, Vader. Ek vra so mooi, want hier werk ons so hard en ons gaan nie eens elke dag skool nie. Ons lewe diep in smart. Al wat ek vir Kersfees wil hê, Kersvader, is 'n ma en 'n pa. Want almal van ons in die huis smag om geliefd te wees. Maak ons almal tog te bly. Ek vra so mooi. Laat ons almal tog 'n Kersfees skryf vol lag en gesels en lekker kry. Sente, enige donasies vir Tant Sarah se weeshuis, enige donasies, sorry, het jy vir my Hi!
maak jou net so gelukkig soos wat hy vir my gemaak het. Okay, bye-bye. Goue lokkies en die 3 bere. It has a nice ring to it. Maar ek moet nou al oud genoeg wees om te weet dat Kersvader nie bestaan nie en dat drome net vir sakkers is. My spieël, kom nou! Spieeltjie teen die muur, wat is fout met die figuur? Ag, my neus, dalk sit my wenkbroue of my lippe. Ek het dit, dis my boobs. My boobs is die rede hoekom ek nooit die regte man kan kry of hou nie. My boobs is net eenvoudig te groot. Kom ons wees realisties, hulle is te klein. Daar moet nog 'n rede wees hoekom ek nie goed genoeg kan wees nie. Spieeltjie teen die muur, sê vir my wat is fout met die figuur. My bobene, jy's reg, hulle lyk soos boomstompe. Dit lyk nie goed op Instagram nie, jy weet. Dit gaan mos nie meer oor jou lyf en jou looks nie. Dit gaan nou oor jou goeie persoonlikheid en omgee haartjie. Ag, kak man! Hoekom het daardie blou-oog blonde slet dan vir Prins Charming gekry? Spieeltjie teen die muur, wat is fout met die figuur? Ja, dan is dit nou maar seker my persoonlikheid wat almal afsit. My lag sit mense af. Ek het geen filter nie, ek is te sarkasties. Ja, bietjie van 'n kontrolfreak en ek wil dit nie admit nie, maar ek sukkel soms met my kortiemeer en ja, ek is nogal hierdie. As die lewe maar net 'n sprokie was, het jy lankal vir my gesê dat ek die mooiste, maarste en perfekste vrou in die hele wêreld is. Jan Pierewit, staan stil. Spieeltjie teen die muur, wat is fout met die figuur? Jy weet, niks is fout nie. Ek moet net ontslae raak van hierdie klein flerrie, dan sal alles perfek wees. Ag, liewe boersoeke vrou. Man, ek bedoel, vrou soek boer. Ek wil so graag een van julle kan Japie wees, om vir my 'n boertjie te kry en net hier weg te kom. Nee, ek kan seker nou nie dit sê nie. Ek is Sneeuwwitjie. O, wag. Stiefmammy het gesê ek moet Sneeuwwitjie. Onthou net om 'n skuilnaam te gebruik. Niemand kan nie uitvind wie jy werklik is nie. Dan is die fortuin waarin ek so hard gewerk het ook skoonveld. Ag wat, jy dink seker nie ek het met jou pappa getrou vir sy mooi glimlag en oulike persoonlikheid nie, nê? Nou toe, skryf. Ek weet. Chantel! Sussie parfiem! Chantel nommer 5! Ek is op soek na ware liefde. Is dit met 'n D of met 'n T? Liefde of liefte? Ag, toe maar ek sal dit nou opsoek.
kry nie, of sneeuwbuitjie, en dan gesaanik reën in my ore. Asof dit nie erg genoeg is, dat ek 'n ander man se kind moet grootmaak nie, is sy nog so dom soos grond ook. Sy weet nie eers wat die verskil tussen mielie en petersilie is nie. Hoe gaan ek ooit van hierdie kind ontslaa raak, as sy nie eers op 20, graad 10 kan deurkom nie? Het jy 'n dom stiefdogter? Wil jy graag van haar ontslaa raak, maar jy weet nie hoe nie? Hier is vir jou 'n oplossing. Vrou soek boer. Nie net kan jy van jou stiefdogter ontslaa raak nie, maar jy kan dalk net 'n ryk skoonseun ook losslaan. Vir meer inligting besoek www.vrousoekboer.co.za. Dit is presies wat ek moet doen! Ek is mal oor boere. Is dit met 2 R'e? Boere of boere? Anyway, ek is absoluut gek oor wilde diere, soos veral kaaitjies en hoendertjies. Ja, hoendertjies. Ek kan nie so baie van hane nie. Maar jy weet, beeste is vir my veral awesome as die mooie, sulke mooi lammetjies gee. Ek wil so graag op 'n plaas bly. Met 'n dam, met 'n groot swerm visse en sommer 'n hele trop voëls. Jy weet, ek is eintlik perfek uitgeknip om 'n boervrou te wees. Ek bedoel, ek maak al van kleintyd af goed pap. En ek weet, alle boerseuns is mal oor pap. Ek maak cornflakes, Weet-Bix, Rice Krispies en deesdae eksperimenteer ek met Cocoa Pops. Weet so enigiets wat ek nou net geskryf het was waar. Maar stiefdraak, dit is nou my pragtige heks van 'n stiefmammie en my gedwing om vir 'n stupid programme te skryf. Vanaand is ons baie opgewonde om die 7 boere hier in die ateljee te kan hê. Vanaand is 'n baie spesiale aand, want Chantel gaan vanaand moet kies watter boertjie die reën vir haar dorre grond gaan wees. Die skadu in haar Karoo son, die melk in haar emmer en die wol in haar kombers. As dit is dat jy vir een of ander onverklaarbare rede vanaand vir eerste keer inskakel, sal ons weer die 7 boere aan julle voorstel. Goed, ons begin hier by Daan. Dominerende Daan. Ek weet tot vandag toe nie waarom ek daai bynaam gekry het nie, want ek is glad nie dominerend nie. Bly stil. Al wat ek vra is dat jy na my luister en alles doen soos ek dit perfek uitbeplan het. As ek 'n vrou wat my sal eer, dien en onderdanig sal wees, maar sy moet ook nie soos 'n breinlose skaap alles doen wat ek vir haar sê nie. Sy moet daarom vir haarself ook kan dink, behalwe as dit inmeng met wat ek wil hê. Wat? Ek kan nie help, ek is altyd reg nie. Kan jy nie? Goed, baie dankie Daan. Ons weet nou presies wie jy is. Volg nou nie weet het ons besnot nie Sarel. Ek bedoel Sarel. Ek is Sarel, 'n boerseun daar uit die Oos-Vrystaat en ons boer met graan.
Jy weet van 'n klein ouderdom af kon ek nie gewag het om die boerdery by my pa oor te neem nie, maar dit raak so alleenig daar op die plaas en ek soek net 'n vroutjie wat my sal herinner om my medikasie te drink. Want ek sukkel met sulke verskriklike Lesu, oei koors. kry 'n tissue. Jy is disgusting. Goed, ek sommer volgende gaan dat jy nog net oor en verby kan kom. Ek's gek. Kromgat. Niemand het vir jou opinie gevra nie. Anyway, soos ek gesê het, ek's gerrie en ek was dood. Ek kan nie dit sien nie. Heeltemal te nee. Ek was violent op die plaas gewees. Mense irriteer my. Hulle doen net dom goed, maak onnooseliks man. Onnosele besluite en vernietig alles wat almal raak. Die lewe is nou nie so erg nie, man. Ek hou van alleen wees, maar my ouers het gesê dat geen man gemaak is om alleen te wees op die plaas nie. Toe skryf hulle my vir hierdie sirkus van 'n kompetisie. So, hier's ek nou. Goed. Baie dankie, Gerrie. Net om te sê. Volgende aan die beurt het ons vir Frik. Ag, hulle noem my sommer maar net vriendelike Frik. Sien, vir my is die lewe net een groot fees. Elke oggend as ek opstaan, sing die voeltjies vir my liefdesliedjies. Hoe kan 'n mens nie glimlag nie? Ek soek net so graag 'n vroutjie wat die lewe saam met my kan geniet en net al die daglikse sewe net kan waardeer. Ja, ek het nou nie veel om te bied nie, maar dit kan ek jou beloof. Nooit weer sal jy 'n seer hart hê of 'n traan stort nie. Ja. Is dit nie net te dierbaar? Hoe kan jy nie sê Victoria ou gesiggie? Volgende aan die beurt het ons vir Klaas. Klaas. Klaasie. Hoe nou? Dis jou beurt. O. Goeiemôre. Dis middag. Wat was die vraag nou weer? Jy moet net jouself voorstel aan die gehoor, Klaas. Dis daarom nie te moeilik nie. Ek is klaspaatjie. Hoe baie moet ek sê? Ek hou nie van baie myte nie. Ek is 'n boer. Dis baie harde werk. Ek hou nie van harde werk nie. Ek soek 'n vrou wat hou van werk. Sal vir my klere was en stryk. Kos maak. Skottelgoed was. En sommer die boerdery oorneem. Ja, dis al. Daar het julle dit, Lop Leon. 1, 2. Sien, dis hoekom ek graag met Chantel wil trou. Haar arms is meer as groot genoeg om die koktail na te val het. Nee, ek sê nie ek's vet nie. Jy het jy regtig groot arms het. Ek is jammer, ek bedoel dit regtig nie so nie. Ek probeer net sê jy het mooi arms en jy lyk sterk. Ek het by hierdie kompetisie ingeskryf want vir een of ander rede is ek nie goed met dates nie. Hy nooit. Ek stres en ek worry en dan ruil en ek neek my woorde op en dan hou meisies nie van my nie. Ek is eintlik baie romanties. Ek bedoel moranties. Ek bedoel Dis romanties, dit kan nie so moeilik wees nie. ja dit. Laaste maar definitief die skaamste, Penny Bloos.
Dis net omdat my brein vinniger as my tong werk. Ek is baie lief vir my ma. Mama's boy. En ek wil 'n vrou net soos my ma hê. Hulle moet baie goed wegkom. Want ma gaan vir baie lank op ons huis bly. Niemand maak seker lekker kos soos my ma. Jy sal sien. Nee, dankie. Shame. Goed. Baie dankie, Benny. Wel, daar het julle kykers, dit is ons 7 boere. En hulle het sulke unieke en uitstaande karaktereienskappe dat ek nie kan wag om dit in Chantal se skoene oor te los nie. Hierna het ons 'n vinnige advertensiebreek en dan gaan ons uitvind wie Chantal gekies het. Dis waar hy. Oh nee, attendeer nie. Oh my God, Okay. Goeienaand en baie welkom by ons uitsending van Vrou soek 'n boer. Hier aan my linkerkant het ons die mooi jong dame Chantal en sy gaan ons nou vertel wie sy gekies het. So, kom ons vind maar uit. Chantal, wie het jy gekies? Dankie dat julle almal gekom het. Julle is almal hier. Dit was vir my 'n baie moeilike besluit om te maak. Maar ek kies myself. Yes! Hoe nou? Ek kies myself. Ek wil nie een van hierdie boerseun sê nie. Hi, girl. Jy vertel ons van jou geval. Ek het tyd gewys het. Ek is 'n selfstandige, onafhanklike. Ek kan ook self staan. Jong dame. En ek is veronderstel om vir myself te kan sorg. Grompie, 'n mens trou nie net omdat iemand vir jou sê jy moet nie. Okay. En bloosplaas. Jy hoef nie skaam te wees vir wie jy is nie. Jou akkel is cute. Domme daan, jy gaan nooit 'n vrou kry as jy nie leer om meer van haar as jouself te hou nie. Vrouens. Kleenex. Dis al wat ek vir jou kan sê, Snotty. Dit is disgusting. Frik, word net 'n hippie en kry dit klaar. Nog 5 en glasie. Word net 'n bietjie wakker. As jy jou oë uitgee, is die lewe verby. Leon. Jy gaan nog iemand kry wat oor hulle voete val vir jou. Nou, wie sou ooit kon dink dat ek sulke slim goed kon sê? Take that, lewe. Ek gaan nog gaan voordat ek iets dom sê en dan sit alles geroon. So Sneeuwwitjie, oor en uit. Wie Sneeuwwitjie? Sneeuwwitjie, waar Chantal? Dit is die eerste keer in die geskiedenis van Vrou soek 'n boer dat so iets gebeur. A never a dull moment. Geniet julle aand verder. Totsiens. Maar julle lewensvreugde nie. Ek weet wat hy doen. Hy nie op veel. Okay, wat het jy gedoen? Dit was nog nie beter asseblief. Ek gaan baie die man het net praat.
Die magistraat het my skuldig bevind. Brandstigting. Normaalweg sou ek net opgeskorte vonnis kry, maar dit was nie my eerste oortreding nie. Ek was 'n jaar voor dit ook in die moeilikheid. Aanranding met die doel om ernstig te beseer. Ek kon toe ook nie onskuldig pleit nie. Ek het Tommy aangerand en die hele purpose was om ernstig te beseer. As hy my nog een keer met 'n boek op my kop laat loop het, was hy dood en nie net beseer nie. Want perfekte dogtertjies moet mos perfek regop kan loop. Wat? Dink julle regtig my ouers het my weggestuur om my te beskerm of omdat iemand my getoer het? Nee, hulle het my weggestuur omdat ek nie die perfekte dogtertjie was nie en hulle skaam gekry het. Raponsie die krimineel, 'n swart vlek op my familienaam. Hulle noem die plek Masada, 'n vaal vierkantige fort op 'n heuwel, 'n vervelige vierkant, 'n verbeteringskoop, my huis vir 'n jaar. Die plek lyk soos 'n lyshuis, asof varkleuwe gerees op 'n koppie gaan sit het en 'n kubus uitgekak het. En dit was fantasties. Die mense was amazing. Niemand was pretentious nie. What you see is what you get. My kamer was die superheroes van die plek. En ek was girl on fire oor die brandstigting. Ek het meer van die aanrandingssaak gehou, maar Petra het haar oom se kakebeen met 'n crowbar afgeslaan. So sy was meer hardcore. Ons het haar potshot Petra genoem. En Moerte Maria het 'n drankprobleem gehad. Maar ons het nie gejudge nie. Met 'n bietjie alkohol in haar was Moerte Maria 'n moose movie star wat enigiets van Shakespeare tot pad na jou hart vlot kon doen. Dit was baie entertaining. My favourite was Kayla. Sy was net 14 jaar oud. Maar sy het haar stiefpa in sy slaap vermoor. Niemand weet hoe sy dit reg gekry het of wat die drol aan haar gedoen het nie. Shame. Killer Kayla was eintlik 'n liefie. Sy het maklik gehuil, veral as Maria 'n scene uit Villa se kind gedoen het. Ons was kriminele, diewe, brandstigters, aanranders, drankdealers en een shitshot moordenaar. Niemand het met ons gesukkel nie. Maar ons was susters, familie. Ons was happy op ons manier. En nou is ek hier in die samelewing waar ek moet maak of ek 'n kei is. Almal se gesigte en woorde is nice, maar hulle oë judge. Want brandstigting is nie cool nie en moordenaars gaan hel toe. Dis 'n ander wêreld hierdie. Ek het nie gevra om in hierdie royal family gebore te word nie. Dis hulle droom, nie myne nie. Ek mis my familie. Ek mis ons stikkendheid wat 'n kei is, omdat almal stikkend is. Ek mis Masada. Al lyk die plek soos 'n vierkantige drol. Dis tyd vir my om te escape, om weg te kom van hierdie wêreld wat my nie like nie. As die judge fair is ek een van die dae weer terug by my regte huis. Lang nadat ek groot is, sal ek alles wat verkeerd is regbuig, my eie twee hande, sodat ek kan reguit voel.
huise, alle dakke rooi verf. Alle mure geel met baie sonne. Want kinders moet lang en gelukkig leef. Ek sal vir almal fietsse koop. Spoegsmeer op elke vel afknie. Elke tuin nat mond leer fluit speel. Dat niemand ooit weer agter vreemde fluite loop. Dan sal ek alle stories omkeer. Ek sal uitjaag, elke spook laat knak. En self 'n nuwe stories klip. Sonder drake reuse of stiefmaas met lang neuse. Elke dag my eie storie aan mekaar vertel. Dan sien we dat ons een breekfeest van 5 uur te bouwen.